Goeiemôre vriende op hierdie Saterdagoggend, die 4de Oktober. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek hoop inderdaad dat die Springbokke wen vanmiddag en dat ons die beker omhoog kan hou. So kom ons hou vir hulle dan ook inderdaad duime vas vir vanmiddag, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons kan glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Here, dat ons kan glo in Jesus wat uit die Maagd Maria gebore is, wat ontvang is van die Heilige Gees. Dat ons kan glo in die fisiese opstanding van Jesus Christus uit die dood. Dat ons kan glo in die hemelvaart, waar sy disippels gesien het, hoe hy in die hemel opgeneem word, Here. Dat ons kan glo in die Heilige Gees wat uitgestort is en in almal van ons se lewens is en by ons lewe en vir ons voorgang met wat ons moet doen indien ons vir hom vra. Dankie vir die Gees. Here, dankie vir die gawe van geloof. Ons het so baie met mense en hoor so baie van mense wat ateïste is, wat nie kan glo nie. Here, dankie vir die geloof. Dankie dat U vir ons help met die geloofstap om te weet dat Jesus vir ons kom sterf het aan die kruis. God self, U self, te klein vir ons platkoppies. Dankie Here dat U vir ons al is mense rondom ons geleerd en in hoeveel grade, Here, dat U nog steeds vir hulle die nederigheid gee en vir hulle sê, hoor, maak nie saak wat jy in die lewe is nie, wie jy is nie. Dit is wat ek vir jou kom doen. En Here, dat baie mense dit nie wil glo nie, omdat hulle verstand wil gebruik, hierdie bietjie grysstof wil gebruik om te dink dat hulle enigstens in staat sal wees om U grootsheid te aanvaar, om U grootsheid te besef. Here, help hulle. Help mense wat te slim is vir hulle self. Om te ervaar en te bely dat U is die God van die heelal. Here, in hulle verstandjies is te klein om enigstens te wil probeer begin verstaan wie U is. Here, dat U hierdie groot God, die skepper van die heelal, Here, dat ons toegang het tot U. Dat U vir ons so lief is, dat U vir ons 'n hele boek gegee het, Here, wat U vir ons kom sê, kom lees dit, kyk daarna en kry so 'n biljoenste van 'n biljoenste van 'n biljoenste van 'n biljoenste kykie wie ek is. Dat U vir Jesus gestuur het om vir ons te kom sê, ek weet julle kan nie die begrip hê nie, maar daarom stuur ek myself in 'n mensevorm na julle toe, sodat julle iets kan beleef, sodat julle iets kan besef wie ek is, dat julle my hartklop kan agterkom. Here, dankie daarvoor. Dankie Vader, vir die oneindige liefde vir ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle hierdie wonderlike God ken. Omdat julle Jesus ken, God self, wat met oë van liefde na jou kyk. En die God, die Heilige Gees, wat by jou is, jou omarm, jou omvou, jou toemaak met sy teenwoordigheid. Vriende, ja, ons is by hierdie gedeeltjie in Efesiërs. Nou, julle weet, ek wil nie te lank stil staan weer daarby nie. Ek gaan net so 2 goed sê. Ek het nou vir julle al die agtergronde gegee. Hulle sê, ons wat nou 'n bietjie dieper gaan lees, daar sê ook, en as ons lees, kom het ons dit ook agter, dat Efesiërs, die brief Efesiërs is nie geskryf om 'n dwaalleer te bestry nie, liewe vriende, of om verkeerde praktyke reg te stel. Hy kom sê, hulle is baie mooi daarna kyk, sê die ouens, hulle sê, dit is bloot 'n brief van bemoediging en praktiese raad, hoe om as kerkie op aarde te lewe. Dit wil sê, hy moet bietjie daarna kyk. Efesiërs is inderdaad een van 13 briewe in die Nuwe Testament, wat tradisioneel aan Paulus toegeskryf word, saam met 3 ander briewe, dis nou Efesiërs, Kolossense, Filippense en Filemon, staan dit bekend as die gevangenskapsbriewe, né? Daar is ook, liewe vriende, dat hierdie 'n omsendbrief is, wat in 'n verskeidenheid van gemeentes in Klein-Asië gaan afgelewer is. Nou interessant, die Klein-Asië is natuurlik vandag se Turkye, né? Ons moet net 'n bietjie mooi daarna kyk.
het ek keer wonder nou waar is Klein-Asië, pas Turkye. Dis ongelooflik. Ek het die voorreg gehad maar so in 2019 Turkye toe te gaan om al die plekke te gaan besoek, onder andere ook Efese. Kom ons luister na hierdie gebed wat Paulus het en ons het al so 'n bietjie stil gestaan by hom. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Ons het 'n bietjie daarby stil gestaan so 2-3 dae terug. Het ons gepraat oor die geloof in Christus en die liefde vir gelowiges. Hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Nee, Paulus is ongelooflik bly dat hier so mense is wat geloof in Jesus het en liefde vir hulle gelowiges het. Wanneer ek my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee om hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Nee, ek het albei ons 'n bietjie stil gestaan. Gister het ons 'n bietjie stil gestaan by en dan gaan hy met sy gebed verder en dis my gebed vir julle en vir my. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En dan wil ek vandag stil staan by hierdie volgende versie. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag, gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, want ons kan nou 'n bietjie later daaroor praat. So, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Vriende, kyk, Jesus sê op 'n stadium daar, ek het nou nie spesifieke teks nou nie, ek skiet mos nou uit die kaf uit, waar hy sê dat ek en jy sal groter dinge doen as hy, as Jesus. Nou vriende, dit is wat Paulus hier kom sê, besef ons hoe groot is sy krag wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Vriende, dit is 'n bietjie mind-boggling, is te groot vir ons platkoppe. En jy weet ook nie eintlik regtig wat hy wil sê nie, né? Maar eintlik wat Paulus vir ons wil kom sê, moenie vir een oomblik dink julle kan nie 'n klomp goed doen nie. Julle kan inderdaad nie, ek en jy kan iemand gesond maak nie. Dit moet ons nou weet, né? Maar dit gaan oor die kragtige werking van God binne in die gelowiges, né? Geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Vriende, as hy sê dat ons groter dinge as Jesus kan doen, kan ons bid vir mense. Ek en jy moet altyd bid vir mense dat hulle gesond raak. Want die Here gebruik daai gebed, liewe vriende, en interessant, mense sit ons nou altyd om in jou kop plat is. By die bad van Bethesda het hy nie almal gesond gemaak nie. Hy het daai man gesond gemaak, is nog reg onthou, wat 38 jaar lam was, maar hy het nie die ander gesond gemaak. Hy het die vrou van bloedvloeiing gesond gemaak wat aan hom geraak het. Heel moontlik het 'n paar ander mense ook aan hom geraak, maar hy het nie hulle gesond gemaak nie. Vriende, so ons moet dit onthou, maar so ek en jy moet bid vir mense, met die geloof, vriende, dat God daai gebed kan gebruik om iemand gesond te maak. Ek en jy kan nie anders as om dit te glo nie. Dit is vir my sleg as iemand nou vir my badge begin opsit, dan gaan dit mos nou meer oor daai persoon nie meer oor God nie. Maar God is by magtig, liewe vriende, om 'n geweldige krag in jou uit te oefen. Dieselfde krag wat hy gebruik het om Jesus Christus op te staan. So moet nooit dit onderskat dat jy vir iemand kan gebid en dat God daai gebed kan gebruik om iemand te genees nie. Ook op 'n geestelike vlak, liewe vriende, iemand wat ver weg is van die Here af, om te bid vir hom, moenie vir een oomblik dink dat dit nie sommer net 'n gebedjie is nie. Dis 'n ontsaglike gebed. Dit word aan deur die Heilige Gees, kom sê dit vir ons op 'n gedeelte, met onuitspreeklike sigtinge na God toe geneem. So moenie dink dat wanneer ek en jy vir ons land se regering bid, liewe vriende, en vir swak munisipaliteite en korrupte amptenare en daai goed, dat dit sommer net ligte musiek is nie. Nee, vriende, Jesus sê ons kan nie meer dinge as hy doen, groter dinge as hy doen. Gebed is ongelooflik belangrik. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom aan die regterhand laat sit het.
Daarom, liewe vriende, moenie vir een oomblik onderskat wanneer jy bid. Dat jy het 'n krag rondom en binne in jou, vriende, wat niemand het nie. Gelowiges het dit. Maar jy het toegang tot daai krag. Ja, God besluit nog steeds, vriende, dit is so. Dit is so. Jou gedagtes is nie my gedagtes nie, sê God. En daarom is die Onse Vader gebed so belangrik om te sê, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar vriende, nie vir een oomblik moet jy nie dink, dat jy 'n kragtige instrument in God se hande is. En wanneer ek en jy gebid vir iemand om gesond te word, liewe vriende, gaan dit nie, moet ek en jy teleurgesteld wees in die word, asof dit van jou afhang nie. Maar jy gaan bid vir die Here, liewe vriende, om daai persoon gesond te maak nie saak of hy vlak 4 kanker het nie. Maak nie saak of dit versprei is oor in sy liggaam nie. Vra vir die Here. Hy sê nee of ja. Dit hang nie van jou en my af nie, maar ons moet vir hom gaan vra. Daar's geweldige groot krag, liewe vriende, wat ons tot ons beskikking het, wat God binne in ons plaas. Sê Paulus, ook vir jou en vir my. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.